Here, ons wil naby aan U wees. U is ons Vader en ons dankie vandag, Here, dat ons deur Jesus Christus met vrymoedigheid na U toe kan kom. Want die voorhangsel is geskeur, Here. U teenwoordigheid het hierdie wêreld binne gedring en in Christus is ons as U kinders aangeneem deur U Gees wat ook in ons harte uitroep Abba, wat Vader beteken. Here, kom skerp hierdie boodskap van U nabyheid vandag in ons in, skryf dit op ons harte, dat ons vol geloof en vertroue in U kan leef. Amen. Nou vanoggend se tema is uit Jesaja hoofstuk 41 vers 8 tot vers 14. En die tema is, moenie bang wees nie, ek is by jou. En ek het gedink, dis nogal so 'n gepaste teks vir 'n span wat uitgestuur word na 'n baie verre provinsie. Hoeveel kilometer is dit omtrent van hier af Msinga toe? So 1300, nee, so min of meer. Natie sê 3 tot 4 werksdae, okay. En hierdie prentjie van 'n pa wat 'n kind se hand vashou, is nogal iets wat tot my gespreek het, van God wat ons vashou in sy genade. Nou, ek wil begin met hierdie prentjie van digte mis. En die van julle wat al ooit in die mis vasgevang was, weet hoe, ek wil sê frustrerend, maar ook angswekkend dit kan wees, as jy jouself dalk op 'n vreemde plek bevind. En die ding van mis is, jy kan naby jou sien in jou onmiddellike omgewing, maar verder weg kan jy nie sien nie. En dit is eintlik al verduister en 'n onseker toekoms wat vir jou wag en wat vir jou voorlê. En hoekom hierdie beeld vir my uitstaan is dat dit illustreer vir ons iets van die situasie waarin die volk Israel hulle self bevind as ons begin lees hier uit Jesaja 41 uit. So hulle is in ballingskap. Nou dis 'n woord wat ons al baie keer in die kerk gebruik het. En ek as dominee hoor dit en ek sê dit en ek dink maklik, as mense verstaan al waar dit gaan, hulle het dit al iewers gehoor. Maar dis nie eintlik 'n woord wat jy iewers nog vandag hoor nie, nê, want jy hoor van vlugtelinge, nê, mense wat vlugtelingstatus het. Rusland maak oorlog teen Oekraïne en daar's vlugtelinge uit Oekraïne uit wat na ander lande toe vlug. Maar ballingskap is anders, want wat met ballingskap gebeur het was, die Babyloniërs het gekom na Israel toe, hulle het alles vernietig, Jerusalem vernietig, die tempel vernietig, en toe die Israeliete nie gevlug nie, hulle is toe gevange geneem en in ballingskap weggevoer, waarna toe? Na Babylon toe, na die plek toe van die mense wat hulle stad vernietig het. So nou moet jy verstaan die verskil, 'n vlugteling word bedreig en hulle hardloop weg, 'n balling, iemand, 'n exile is die Engels, word gevat na die plek toe en is dan onder die heerskappy van die mense wat hulle vernietig het. So die situasie waar binne in hulle is dat hulle het geen mag of status nie, hulle het geen hoop vir die toekoms nie, hulle het nie eers beheer oor hulle eie lewens en keuses nie. Hulle is onder die heerskappy van mense wat eintlik hulle wou en wil vernietig. Jy kan jouself nou nogals moeilik, nê, in so 'n situasie indink. Gee 'n bietjie perspektief oor die goed waaroor 'n mens kla. En dan in Jesaja 41 kom die Here dan deur die profeet Jesaja, en ons het laasweek na Jesaja 6 gekyk waar die Here Jesaja roep en hom stuur. En dan kom gee hy vir hulle 'n woord wat amper in hierdie mistige omstandighede van onsekerheid en wanhoop nie sin maak nie. Want waar hulle is, voel hulle hopeloos, magteloos en natuurlik bang. Geen hoop nie, ons niks oor vir die toekoms nie, geen mag nie beheer oor my eie lewe nie, en bang, wat gaan gebeur? Gaan ons nog kan bly leef? En dan die vraag, maar is God regtig God? Het God regtig mag? En miskien nog meer angswekkend, is God regtig lief vir ons? Want as hy was, hoekom sal dit so lyk soos wat dit nou is? Kom ons lees saam hierdie teksgedeelte uit Jesaja hoofstuk 41. Pragtige woord wat deur die profeet na hulle toe kom. Maar jy Israel, my dienskneg, Jakob wat ek uitgekies het,
nakomeling van Abraham, my vriend. Jy die een wat ek gegryp het van die eindes van die aarde af, wat ek van sy verste dele afgeroep het. Vir jou het ek gesê, jy is my dienskneg, ek het jou uitgekies, jou nie verwerp nie. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie vrees nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help en ondersteun ek jou met my seëvierende regterhand. Kyk, hulle sal beskaamd staan en verneder word, almal wat vir jou kwaad is. Hulle sal soos niks wees en tot niet gaan, daardie manne wat teen jou 'n regstryd voer. Jy sal hulle soek, maar hulle nie vind nie, daardie manne wat teen jou stryd voer. Hulle sal soos niks, soos iets nikszeggend wees, daardie manne wat teen jou oorlog voer. En dan die teks wat ons met die doop vanoggend gedoen het, Jesaja 41 vers 13, want ek, die Here jou God, gryp jou regterhand vas. Ek wat vir jou sê, moenie bang wees nie. Ek is die een wat jou help. Moenie bang wees nie, wurm Jakob. Mense van Israel, ek is die een wat jou help. Is die uitspraak van die Here, jou losser, is die Heilige van Israel. Wat die Here nou kom sê is dat in hierdie digte mis, hierdie hopelose, magtelose, vreesbevange situasie, kom gee hy die woord waar hy sê, moenie bang wees nie. En dit staan 4 keer in hierdie gedeelte, in hierdie paar verse wat ons gelees het. Die tweede keer is 'n bietjie anders vertaal, die tweede keer beteken eintlik, moenie verskrik rondkyk nie. So, moenie bang wees nie, moenie verskrik rondkyk en angsbevange, nie weet wat aangaan nie. Moenie bang wees nie, moenie bang wees nie. Nou julle, ek het gaan lees, daar's sommiges wat sê, jy weet, die term moenie bang wees nie, kom 365 keer in die Bybel voor, 'n keer vir elke dag. Nou dis nie heeltemal akkuraat nie. Dit lyk vir my die beramings is so tussen 150 en 200 keer wat daai term voorkom. Jesus het dit ook gereeld gebruik, moenie bang wees nie. En dit is eintlik half die ultimate woorde om te hoor, want hoe baie goed in die lewe vertak nie uit vrees uit nie. Minderwaardigheid vertak uit vrees uit, want ons is bang, ons is nie goed genoeg nie. Angs vertak uit vrees uit, want ons het nie spesifieke vrees, iets gaan miskien fout gaan. So bekommernis vertak uit vrees uit. Nee, want ek's bang, dinge gaan nie in die toekoms uitwerk nie. So as jy sê moenie bang wees nie, as jy vrees kan aanspreek, dan kan jy eintlik amper 'n kombers gooi boor al die negatiewe emosies wat vertak uit vrees uit. Want alles van daai goed het so 'n tikkie vrees ten minste in dit. Maar nou is die dilemma, was jy al ooit bang en dan sê iemand vir jou, moenie bang wees nie, en dan werk dit glad nie. Wat dan met jou gebeur? Dit is dikwels, né? Nee man, moenie worry nie, ek worry. En dikwels is daar 3 goed wat ons as Christene dan vir onsself sê, en ek wil toegee dat dit nie eintlik werk baie van die tyd nie. Hoewel dit waar is, en hoor my nou reg, hoewel dit waar is en waar klink, is die klem miskien nie heeltemal reg nie. So dit gaan waar klink vir jou op die oor af. So die eerste ding wat ons vir mekaar sê is, ek mag nie bang wees nie. Is dit waar? Ek weet nie heeltemal nie, as dit so was, ek meen, God sê nêrens jy mag nie bang wees, hy sê jy moenie bang wees nie. So jy as Christen, as jy leef met die gedagte van ek mag nie bang wees nie, wat doen jy nou? Jy vat jou vrees en dan gooi so 'n sous van skuldgevoel nog bo dit. So nou het jy 'n bang burger met 'n met 'n skuld tomatiesous bo-op, verstaan? Dis moeilik om te sluk. So ek mag nie bang wees nie, help my nie noodwendig nie. Want ek is tog bang, so nou voel ek sleg dat ek bang is. Tweede ding wat ons vir onsself baie keer sê, en dis meer soos 'n aanmoediging, ek sal nie bang wees nie. Dapper, né? Ek sal nie bang wees nie. En dit klink, dis reg, maar jy al agtergekom hoe mense dit sê, en hulle self dit probeer oortuig, en dan so 'n paar oomblikke later, soos oeps, ek was toe nou verkeerd, ek het gedink ek sal nie bang wees nie, maar ek is nou maar weer bang. Want die lewe het al hierdie bedreigings. En ek meen, ek kan vir julle so baie voorbeelde noem van wat genuine in mense se lewens aangaan. Daar's bloedtoetse wat op resultate wag. Daar's 'n huwelik wat onder geweldige spanning is, gaan dit uitwerk.
Daarso is nuwe werksgeleenthede of 'n besigheid wat uitbrei en dit lyk nie of die finansies gaan klop nie. Daarso is stremming binne in familieverhoudings. Daar's iemand wat 'n klag teen jou lê by jou werk, jy's valslik beskuldig van iets. Hierdie is voorbeelde van mense wat hier is, wat hier leef. Dis voorbeelde van ons lewens. Dis moeilik dan om te sê ek sal nie bang wees nie. Want vrees is in die realiteit van die lewe. Ek praat nie nou van daar loop 'n leeu of iemand gaan daar by my inbreek nie. Die derde ding is dan nou die gedagte dat ek hoef nie bang te wees nie. Ook waar. Want dit is, jy weet, van hierdie drie is dit eintlik miskien die een wat die beste werk. Ek hoef, want die waarheid is, niemand van ons hoef bang te wees nie. Maar tog die manier hoe ons die klem op dit plaas maak dat die vrees nie gaan nie. Hierdie mistigheid van vrees. Jy kan vir jouself sê, maar dis oukei. Die son skyn eintlik. Alles is eintlik fyn, maar tog hang daai mis nog Hang daai mis nog oor jou lewe. Daai duisternis waarin jy leef, die onsekerheid. En ek dink die probleem met al drie hierdie goed is dat dit by die verkeerde ek begin. Want selfs al is dit so dat ek hoef nie bang te wees nie, ek mag nie bang wees nie, ek sal nie bang wees nie. Die feit dat ek met ek begin, maak dat die vrees nie wil gaan nie. Nou wat ons weet van mis, wat is die uitdrukking van mis? Mis, soos mis voor die son verdwyn. Sien, die ding van mis is dat dit gaan nie daar sit, as die wind nie waai nie, as die temperatuur nie verander nie, as die son nie op het skyn nie, gaan net bly lê. Sodra die son skyn, dan verdamp die mis, die aarde se temperatuur verhoog en it just goes into thin air, soos hulle sê. Nou hoe God werk, en dit, ons sê, ja, daar staan baie keer, moenie bang wees nie, maar wat ons miskyk is dat daar staan elke keer iets na dit. Die Here gee die hele tyd gronde vir hoekom ons nie hoef bang te wees nie. En dit is wat ons hier lees, ons kan maklik lees, daar staan 4 keer moenie bang wees nie. Maar die rede hoekom die Here dit so baie keer sê, is omdat hy genoeg spasie nodig het om al die redes te gee hoekom ons nie hoef bang te wees nie. Ons moet begin by die regte ek, die groot ek is. Want jy sien, as jy kyk na wat God doen, dan is jou kans mos nou baie beter om te verstaan hoekom jy nie hoef bang te wees nie. En hierso is, in hierdie gedeelte staan daar 4 keer moenie bang wees nie, maar kyk wat sê die Here, hoekom nie? Moenie bang wees nie, ek's by jou. Die gedagte dat jy nêrens kan gaan, niks kan doen, niks kan dink, dat jy alleen is, ooit in jou lewe nie. God is by jou. Die almagtige God, wat alles gemaak het, die God wat sy seun gestuur het uit liefde om vir jou te sterf, wat vir jou verlossing gee, hy's by jou. Hy is hier nou, soos ons hier by mekaar is, in ons midde. As jy uitgaan en jy is alleen in jou kar, hy's by jou. Dis gronde vir hoekom jy nie hoef bang te wees nie. Die Here sê, ek is jou God. Nou, dit maak dit so persoonlik, nê. Hy sê hier vir Israel, ek is nie 'n vreemde, ver, amper half generiese God nie. Ek is nie 'n God wat hier bokant almal en alles is en ek neem kennis van jou nie. Ek is jou God. Israel, ek is jou God, Berse gemeente. Ek is jou God. Insert name hier. Wie ook al jy is. Moenie bang wees nie, want ek is by jou, want ek is jou God. Moenie bang wees nie, want ek versterk jou. So dis nie net dat God daar is en sy teenwoordigheid alleen by ons is nie. Dis ook dat hy sê, wat ook al jy deurgaan, binne in hierdie omstandighede is ek daar en ek wil jou sterk maak. Ek wil vir jou gee wat jy nodig het om dit te kan hanteer. En dan 3 keer word daar herhaal, ek help jou. Dit is besonders, nee, dat hoe ek het verstaan is, as jy iemand wil help, nee, dan moet jy tyd hê vir hulle. Belangrike mense help nie mense nie, hulle kry hulp. Jy het al agtergekom.
Jy al ooit 'n belangrike celebrity iewers gesien met vuil hande vol grease waar hulle nou gehelp het om iemand se kar reg te maak of 'n band te ruil? Iemand wat hier leef, hulle help nie. Hulle word gehelp. Die Here, ons God, sê 3 keer in die gedeelte, hy help ons. Hy kies om uit te reik na ons toe in liefde. Die Heilige Gees word genoem ons helper. Nou weet jy wat het ek al agtergekom, hoe mense verskil. Sommige mense vra vir hulp en ander glad nie. Ek ken sulke mense wat hoe ouer ek word, hoe meer hulp het ek nodig. Maar jy kry mense wat nooit vir hulp vra nie, en dis ook gewoonlik mense wat nie die Here vertrou vir hulp nie. Jy hoef nie die lewe self te leef nie, vra vir hulp. En dan sê die Here ook, ek hou jou vas, ek gryp jou. Ek het daai greep, nê, van die baba wat gebad word. Daai kyk, ek wil amper al sê, as jy nie ervaring het nie, do not try this at home. Verstaan jy? Gaan nou nie jou vrou daar onder die vasklou en aan. Maar ferm, liefdevol, die Here is daar. Vriende, ek gaan klaarmaak want ek wil my dogtertjie vorentoe nooi en sy gaan 'n kort getuienis met julle deel vanoggend. Jy hoef nie te stres nie, maar op grond van al hierdie dinge sê die Here, moenie bang wees nie. Op grond van die son wat skyn, verdamp die mis. En daarom wil ek met hierdie woorde eintlik afsluit om te sê dat as God verskyn, sal vrees verdwyn. Ons kan nie sit en die vrees net veg nie. Ons kan nie net dink, moenie bang wees nie, sal nie bang wees nie, mag nie bang wees nie. Ons moet dink en glo aan God wat ons vriend is, ons helper is, ons redder is, ons versterk, ons vashou. Nou, ek kom asseblief vorentoe, want ek kan nie eintlik verder preek om dit beter te verduidelik, my kind, as wat jy dit self in jou eie lewe ervaar het nie. Goeiemôre. So ek gaan vandag vir julle getuienis vertel wat in my eie lewe gebeur het. En dit sluit ook aan by my pa se preek vandag. So ek het eers 'n fase in my lewe gegaan van graad 4 tot so aan die einde van graad 5, wat ek regtig baie bang was in die aande en ek kon party aande nie slaap nie en dit was regtig baie moeilik. En toe aan die einde van graad 5, toe voel dit vir my een aand toe ek so in my bed lê, toe voel dit vir my of iets tot my spreek en iets vir my sê ek moet Jesaja 41 vers 10 gaan lees. En toe gaan lees ek dit en dis toe wat daar skryf, moenie bang wees nie want ek is by jou, moenie bang rondkyk nie want ek is jou God. Ek sal jou veilig hou en jou beskerm. Ek sal jou vashou met my sterk hand. En dit het regtig tot my gespreek en toe gaan dit vir so 'n week beter, maar toe raak ek weer bang een aand en toe kom my pa na my toe en toe lees hy vir my 'n stuk uit Psalm 23 uit. 'n stuk wat sê, al gaan jy deur diep en donker valleie, moenie bang wees nie want ek is by jou. En toe bid ons dat die Here dit vir my sal bevestig. En die volgende oggend by die skool, toe open ons skoolhoof vir ons in die saal. En sy hele opening het gegaan oor dat ons nie hoef bang te wees nie en dat die Here by ons is. En dit het regtig vir my gevoel of hy soos net met my praat en ek het soos hoendervleis oor my hele lyf gekry. En ek was regtig baie opgewonde om vir my ouers te gaan vertel. En toe aan die einde van die dag, toe sluit 'n prefek af met dieselfde vers uit Psalm 23 wat my pa vir my gelees het, dat al gaan ons deur diep en donker valleie, hoef ons nie bang te wees nie, want die Here is by ons. En dit het regtig tot my gespreek en ek het geweet dat die Here by my gaan wees, geen nie om wat gebeur nie. En van daai dag af is ek glad nie meer bang nie. Almal. Ek kan maar eintlik die preek gelos het, nee. Vriende, wat ek vir julle baie dankie, my liefste kind. Dit is
die storie van God se goeie nuus, dat dit is ook vir jou. En miskien is dit tyd dat jy bid en vra, dat die Here jou sal help. En ek wil jou uitnooi, ek wil nie uitdaag nie, ek wil jou uitnooi, vra vir bevestiging, oor dit wat jy nou mee sukkel. Vra vir bevestiging van die Here, dat jy nie hoef bang te wees nie. Hy wil dit vir jou gee. Hy is 'n goeie Vader. Vriende, kom ons staan saam en ons prys die Here vir sy goedheid en sy genade.